Ons het toe ek en Marika en André gesit en gesels het oor waaroor gaan die doop, as dit amper meer 'n geskiedenisles as enigiets anderste. En dis soos in hoekom doop ons, en ek gaan regtig nou nie deur alles weer gaan nie. Maar die hoofrede is dood eenvoudig, omdat Jesus gedoop is. Dis die kort weergawe, daar's 'n baie langer weergawe, maar hoekom doop ons? Is omdat Jesus op 'n stadium gekom het en hy het gesê, jy doop hierdie kind vir die dood eenvoudige rede, en dit nou lekker vir die kleintjies maklik te maak is, ons het 'n sambreel wat oor ons gespan is, en dis waar Christus se beskerming oor ons is. En as jy onder daai sambreel staan, dan gaan jy nie nat word nie. As jy in die reën staan en begin reën, jy staan onder die sambreel, raak jy nie nat nie, maar jy moet onder die sambreel bly. Jy kan nie uitstap en dan vir God vra, maar hoekom reën ek sop nat nie? Want ons doen dit. Hoeveel keer doen ons dit? Dan staan ons daar, maar God, hoekom gaan dit met my so sleg? Maar jy staan buite kan die sambreel. So as jy nie binne God se spore loop nie, binne in sy waai loop nie, dan gaan ons sukkel daarmee. Ons het so rukkie terug, ons gaan visvang. En een van my pelle, ek het plakkies, ek hou nie van skoene nie. So ek het plakkies aangehad en terwyl ek so geloop het, jy weet mos as jy loop met plakkies en skop het mos die stof so op agter jou. En ek is 'n paar keer geskel want ek het te naby aan die braaivleisvuur verbygestap want anders te gaan die stof op die vleis val. En toe sê ek vir hom op 'n stadium, toe sê hy vir my, stap net so wyd om, en toe onthou ek die gedeelte waar Jesus vir sy disippels gesê het, jy moet so naby aan my stap, dat elke keer wat my plakkies die stof opskop, laat daai stof op jou klere kom. Is dit nie ongelooflik mooi nie? Dat jy moet so naby aan God wees, dat selfs die stof wat sy plakkies opskop, jou vuil maak. Want dan is ons in God se tree, presies. Maar as ons so ver voor, of so ver agterloop, dan raak ons baie keer verlore, en dan verstaan ons nie altyd hoekom dit gaan soos wat dit gaan nie. So vanoggend doop ons, en ek het gesê, daar's 'n paar goeders wat vir my belangrik is. En die eerste gedeelte is, ons doop in die naam van die Vader. En die een groot opdrag wat Jesus gegee het voordat hy weg is, hemel toe, is hy het vir sy disippels gesê, gaan uit en maak disippels van die nasies. Met ander woorde, gaan vertel vir almal van my, sodat hulle in my kan woon, onder my sambreel kan wees. Maar as jy dit klaar gedoen het, dan doop jy in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En hoekom het hy dit gesê? Hoekom het Jesus dit gesê? Want as ons doop in die naam van die Vader, dan word dit betuig en dan beseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Onthou, ons is nie God se kinders nie, ons is aangenome. Ons is nie deel van die oorspronklike klomp nie. Die oorspronklike klomp is lankal al dood, ons is aangenome kinders. En in daai tyd het dit so gewerk, as jy aangeneem is, dan mag jy nie vir jou pa sê Abba nie. Dis die mees intieme manier om jou pa aan te spreek in die Joodse kultuur was om te sê vir hom Abba. En ons sê dit nou nog. Dis my gunsteling gedeelte van as ek bid, wat ek sê Abba Vader, want ek het die voorreg gekry om Jesus of om God Papa te noem, Abba te noem, omdat ek aangeneem is. Daarom wil hy ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer, tot ons bes wil laat dien. So dis die eerste rede hoekom ons doop in God in die naam van God die Vader, is sodat ons dan daai beskerming kan hê en dat ons in sy volheid aangeneem word as kind van hom. Die tweede rede is hoekom doop ons in die naam van God die Seun. Dit beseël die Seun wat ons dan, dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons in gemeenskap van sy dood en van sy opstanding inlyf. Met ander woorde, Jesus het gesê, omdat ek gesterf het, hoef julle nie te sterf nie. Omdat die bloed van my gestort is, hoef julle nie die ewige dood te hê nie, want daai bloed spoel oor julle. En dis hoekom ons Jesus moet aanneem. Ek het net nou gebid ook. Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur my. Want Jesus het daai pad geweg. Hy is die mooi woord as hy is die bemiddelaar. Hy is die een wat tussen ons en God staan. Jy het al agtergekom hoe jou vrou baie keer tussen jou en die kinders staan. Hulle weet jy gaan nee sê, so hulle gaan na mamma toe. Mamma, praat asseblief met pappa.
Dit is mos, hulle draai mos om jou pinkie. En dis wat gebeur, dis wat Jesus is. Jesus is die bemiddelaar, hy is die een wat vir God sê. Die kinders vra dit, maar omdat ek gesterf het, en omdat ek al die goeders deurgegaan het, wil jy dit nie vir hulle gee nie. Eintlik moet ons niks kry nie. Eintlik moet ons die ewige dood, ons verdien dit, ons verdien die ewige dood. Maar Jesus sê, omdat ek dit gekry het, hoef hulle dit nie meer te kry nie. So word ons dan as sondes verlos, en voor God regverdig gereken. En dan die derde een is in die Heilige Gees, kom doop ons in die naam van die Heilige Gees. Dit verseker die Heilige Gees ons deur hierdie sakramente. Ons het 'n paar sakramente, die sakramente, een van dit is die doop, en die ander een is die nagmaal. Hoekom gebruik ons nagmaal? Om ons die hele tyd te herinner daaraan, hoi, jy is vrygekoop. Jesus het hierdie goeders gedoen vir jou, jy is vrygekoop. En dis hoekom ons nie elke nou en dan hoef te doop nie, want as ons die nagmaal gebruik, word ons herinner daaraan. Dit is die terugkyk na die verlede toe om te sê, jy's vrygekoop. Dat hy binne ons woon en dat ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur ons eie te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik volmaak sal wees en as gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe gesetel sal wees. Met ander woorde, eendag in die verre toekoms, as ons doodgaan, dan is dit as al drie hierdie, die Engels het 'n baie mooi woord, the Godhead, met ander woorde die Triniteit, as gevolg van hierdie drie waarin ons gedoop word, sal ons dan die ewige lewe kry, omdat ons dit het. Maar, hier is die belangrike gedeelte, ons moet 'n verhouding met die Here hê. Jy kan nie 'n verhouding hê en sê, ja, maar omdat my familie daar is ek okay nie. As jy nie 'n verhouding met die Here het nie, gaan niks van die goeders gebeur nie. Jy moet 'n verhouding hê, dis soos enige iets. En dis die mooi gedeelte van Christendom. Dis die enigste geloof wat gaan oor verhoudings. Al die ander gelowe gaan oor wette en reëls en wat kom jy na en wat kom jy nie na nie. So dis belangrik om dit te onthou. Kan julle vir my asseblief vorentoe kom en kan julle daai jong man saambring asseblief. Julle nie net daar vir my staan nie, julle is baie mooier as ek. Ok, julle het nou gehoor hoekom ons doop, en nou hier soos die doop vra is, ten eerstens bely julle, dat hoewel ons kinders as sondags in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Met ander woorde, daai sambreel konsep waarvan ons gepraat het, dis die eerste ding. Ten tweede, bely hulle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, met ander woorde, die 3 formuliere, en in hierdie kerk geleer word, soos ons dit hier leer. Ander mense het ander sienings, ons gemeente glo dat die woord van God die enigste woord is. Die ware en volkome leer van verlossing is. Met ander woorde, die Bybel gee vir jou alle riglyne om vir God beter te leer ken, om 'n ewige lewe te kry. En dan en derdens beloof julle dat hierdie kind van wie julle pa en ma is, julle hom na die beste van julle vermoë sal onderrig en laat onderrig. Met ander woorde, sal leer van Jesus. Wat sal op julle antwoord hier? En dan julle as gemeente, en ek vra dit altyd, daar's 'n gesegde wat sê, it takes a village. Partykeer it takes a grandma en a grandpa meerendeels. Maar ons is verantwoordelik om hulle te help om hierdie kind groot te maak. En dit is partykeer deur net te vra, hoor hierso, kan ons nie net help nie. Ons weet julle was lanklaaste in die kerk, kan ons nie net na die kind kyk dat julle kan kerk toe gaan nie, want ons doen dit nie meer nie. Ons moet regtig meer begin uitkyk vir mekaar. Dis hoekom ons hier sit, omdat ons gemeenskap van gelowiges is, ons moet mekaar uithelp. So julle as gemeente, ek vra vir julle, is julle bereid om hierdie twee te help, saam met hulle familie, om hierdie kind groot te maak, om God te leer ken? Wat is hardop julle antwoord hierop? Kom jou, Paul. Lochem Gilliam Stars,
Ek doop jou in die naam van God die Vader, van Jesus Christus, sy Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Sy mamma. Ons gaan nou net 'n gebed rondom of oor hierdie twee doen, so ons vra net die familie om vorentoe te kom asseblief. As julle net vorentoe kan staan, Marige, daarvoor. Drie generasies, né? 3 generasies op een tyds. Wanneer laas het julle dit gesien? Kom ons sluit die oë. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê vir hierdie geleentheid waar ons hierdie pragtige jong man kan opdra en by U voete kan neerlê. Here, maar ons weet dis baie makliker gesê op papier as wat dit is in realiteit. So ons wil vir U vra om asseblief saam met hierdie familie te gaan, sodat hulle vir Lochem kan groot maak, dat hy U kan leer ken en dat hy kan agterkom wat 'n ongelooflike Vader U is, maar dat hy dit kan sien deur sy familie. Here, want ons weet self, kinders volg wat hulle sien, hulle volg nie wat hulle hoor nie. So ons vra vir U om hierdie familie te help, om voort te kan loop sodat hulle die voorbeeld kan wees van wat 'n Christelike familie is. Om hulle te help daarmee, Here, want ons weet die aanvalle van die bose is erg, sodat U elke liewe dag saam met hulle sal wees, en dat U hulle sal behoed, beskerm en bewaar. So Here, ons vra dit in die grote genade alleen. Verseker nie omdat ons dit verdien nie, want ons doen nie, maar net omdat U dit vir ons bewil. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou vra vir Henny, om net namens die gemeente vir Marige hulle 'n doop seël of 'n doop sertifikaat en 'n Bybel te oorhandig. Baie dankie. Ons kan hulle aan 'n klap gee, ja. En dan kan julle maar gaan sit, yes. As julle Bybels by julle het, kan julle vir my so lank blaai na Lukas toe asseblief, Lukas 1. Ek gaan nou net gou 2 weke terugspring voordat ons kyk so lank blaai daartoe en begin by ons belydenisaflegging van 2 weke terug. Dit was 14 pragtige jong kindertjies hiervoor gehad wat belydenis van geloof afgelê het. En my pa het altyd gesê dit was 'n kom kyk storie gewees. Almal was netjies aangetrek, families was hier gewees en so aan. En dus al die kinders hier gewees en ons het gepraat oor 'n klomp verskillende goedes en ek weet of julle kan onthou nie van die puzzle van die lewe ensovoorts. En een van die goed wat belangrik was is hulle moes 3 vrae daai dag beantwoord het toe hulle hier voorgestaan het. En ek weet nie of julle kan onthou nie, maar ek gaan dit net vir julle lees net ter herinnering. Die eerste vraag is: glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in hierdie kerk geleer word die ware en volkome leer van verlossing is? Dis die eerste vraag. Tweede vraag: beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en in alle leringe wat daarin afwyk te verwerp? Tweede vraag. Derde vraag: bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bly voor mense en om aktief aan die werksamehede van die kerk deel te neem? Klink dit nie bekend nie? Is dit nie wat ons nou net hier voorbeloof het nie? Want luister gou. Wat is die doopvraag? Bely jy dat hoewel ons kinders as sondags in die wêreld gekom het, ons nog steeds aan Christus behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? Bely jy dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, soos dit hier leer en in die belydenisskrifte is, dat dit die volkomme verlossing is van die leer? Presies dieselfde vraag van nou. En beloof jy om hierdie kind van wie jy pa en ma is na die beste van jou lewe te onderrig en te laat onderrig? Presies dieselfde as sal jy aktief betrokke wees by die kerk? So sien, hierdie is 'n volsirkel situasie, 'n volsirkel ding
Dis nie net ewe skielik ons kom en dan doen ons 'n klomp goeders nie. Dis 'n uitgeleide pad van hoe Christus wil hê ons moet leef. Want ons begin, hierso is die begin. Hierso word hierdie seentjie of dogtertjie gedoop. Mamma en pappa beloof 3 goeders, 3-4 goeders, om hierdie kind te leer en al daai tipe goeders, en dat hulle gaan leer van die Bybel, en dat hulle gaan aktief betrokke wees by die kerk. En onthou, ek het al 1000 keer gesê, hierdie is nie kerk nie, die kerk is waar ons by mekaar ook kom, maar hierdie is bitterlik belangrik, want dis waar ons mekaar opbou. So ons doen al hierdie goeders, en dan word die kind groot, en hy lê belydenis van geloof af, en dan vat hy amper die beton oor, hy aflosstokkie vat hy oor by mamma en papa, en sê, maar nou gaan ek dit doen. Dan word hy groot, ergens langs die pad, is dit mamma, dan word hy self mamma of papa, en dan begin hierdie ding weer sirkuleer. En ek wil vanoggend bietjie sê, en een van die goeders wat ons by die belydenis gesê het, is, daar's 'n klomp implikasies wat hiermee gepaard gaan, en een van dit is, glo. Want sien, hoop is 'n ongelooflike moeilike ding. Want as jy hoop wegvat by enige iemand, dan vou daai persoon. Dan gaan by jouself in jou eie lewe, as jy nie meer hoop het vir iets nie, dan is dit asof iets in jou dood gaan. So met ander woorde, glo jy wat gesê word, glo jy wat rondom jou gebeur, want hoop is so ongelooflik belangrik, en ek wil nou vandag hierdie gedeelte vir julle twee gee rondom hoop vir die toekoms, vir alles. Want as ons luister, ek het nou 'n bietjie met baie mense te doen, maar hier was ongelooflik min hoop hierdie week in hierdie dorp gewees. Goeders breek, en goed val af, en daar's 'n ongelukkigheid oor dit en dat, en hierdie het gebeur, en dat het gebeur, en in my lewe gaan dit so, en in jou lewe gaan dit so, en dis asof die duiwel daai stukkies hoop so afbreek, en afbreek, en afbreek, en dan kom jy agter hoekom mense so negatief is omdat die hoop besig is om te verdwyn. Want die geloof begin kwyn, as gevolg van die hoop wat verdwyn. Sien, want al ons drome en ons idees en ons gedagtes wat jy het, is die vraag, gaan dit uitwerk? Veral vanoggend. Ek meen, jy staan met hierdie pragtige bondeltjie vreugde in jou lewe, en jy het hoop vir daai kind. En jy het drome vir daai kind. En ons het drome en hoop vir ons kinders, en ons gee die beste wat ons kan, en ons hoop dit gaan uitwerk. En dan baie keer, dan word jy groter, en dan is dit so asof jy's te oud, of jy's te jonk vir hierdie spesifieke ding, of dis te laat om nou te begin leer vir een of iets anderste, jy het nie genoeg ondervinding nie, jy het te veel ondervinding, en dan is daar natuurlik, kyk hoe lyk dit daar buitekant, want as ons kyk na hoe dit is, en hoe hierdie mense hierdie land beheer, is daar geen hoop vir ons nie, en wat gaan ons met ons kinders doen, waartoe gaan hulle gaan, wat, klink dit nie bekend nie, dis asof hierdie hele wêreld so half voel, asof dit in mekaar uitgaan. So, hoe kom ons verby daai geraas in die wêreld? Want, Jesper, nou, jy praat pragtige goeders daar, maar as jy weet wat in my lewe aangaan. Né? Hoeveel van julle verlies so nie? As jy weet hoe gaan dit met my, want op papier is daai eenvoudig, want dit is. Maar hoe maak ek in realiteit? Hoe maak ek as die pop op die fan stryk? Hoe maak ek dan? So, wat doen ons dan? Een ding wat alles laat uit mekaar uitval is hoop, of eerder die afwesigheid daarvan. So wat is my definisie, of wat is die definisie van hoop? En hier is die definisie wat ek gekry het van hoop. Is 'n selfversekerde verwagting in wat God vir ons beloof het. Hoor mooi, is 'n selfversekerde verwagting in wat God vir ons beloof het, gebaseer op die sekerheid dat God getrou gaan wees. Ek weet, dis baie moeilike definisie, ek kan dit afbreek en weer stadig lees. Is 'n selfversekerde verwagting, met ander woorde, ek is 100% seker daarvan, wat God ons beloof het. God het 'n klomp, waar is die Bybel? Hier's 'n klomp beloftes hierin. God het 'n klomp beloftes vir ons hierin gesit.
So dis 'n 100% sekerheid dat die beloftes wat God hier ingesit het, ek is 100% seker dat God getrou gaan wees aan sy beloftes. Want as jy kyk in die geskiedenis tot dusver, is dit die enigste persoon met respek gesê, wat sy beloftes nagekom het tot dusver. Dis hoekom ek baie versigtig is om enigstens vir enige iemand te sê, ek beloof iets. Want as jy iets beloof het en jy verbreek daai belofte, onthou, volgende keer hoeveel waarheid of hoeveel persentasie goed is daar nog in jou belofte? Kan jy jou belofte nog nakom? Want jy het klaar gelieg net nou. So hoekom moet ek jou belofte nog steeds glo? So elke nou en dan gebeur het in ons lewe, laat ons lewe 'n curveball gegooi word. En julle het dit nou al beleef die afgelope paar weke, wat daar goed in jou lewe gebeur, wat jy nie voorbeplan het nie. Dis goed wat net gebeur het. En vir alles het naby jou beginne kom. Staan wat, as ek sê mos, dis hoekom dit vir my, luister net na die res van die sin, dis hoekom dit vir my nou sleg is om in hierdie gemeente te wees, want ek begin julle nou ken. So as iemand nou doodgaan, is dit nie meer net 'n persoon nie. Toe ek hier aangekom het en ek het 'n begrafnis gedoen, dan sit iemand wat ek van gehoor het. Dit is 'n persoon, dis 'n naam en 'n nommer. Nou ewe skielik is dit, en ek gaan hom Dirk nou gebruik, want dis nou die onlangste ene, om Dirk leeukuil. Groot wildjagter, lief vir vis. Lekker sit te gesels rondom 'n koppie koffie. Staan, dis nie ewe skielik meer mense daar ver nie. Dis nou hier naby aan my. En soveel meer, julle weet almal, ek het by julle al in huis gesit al 'n paar keer en ek het met julle gesels. Ewe skielik is dit nie meer net 'n naam en 'n nommer nie. So met ander woorde, dit begin nou baie naby raak. En veral as jy dit nie verwag nie, dan is daai curveball regtig nie lekker nie. En ek wil vanoggend nou 'n bietjie daaroor praat. So as jy daar is by Lukas 1 vanaf vers 26, gaan ek seker een van die grootste curveballs wat in die geskiedenis al gebeur het, gaan ek bietjie oor praat. En dit is die geboorte van Jesus wat aangekondig word aan Maria. Vers 26, hoor nou gou mooi. Right. Hier is 'n belangrike gedeelte. Ek het nou die dag was ek by 'n plek gewees, en toe sien ek, hulle het nog daai tannies wat sit en stories lees in die biblioteek. Dit was mos altyd, daai tannie het die mooiste stories gelees, want as sy so begin praat, dan begin sy mos so, in die donker nag, en dan kyk jy klaar as jy nou daai kleintjie so begin rondskuif, sy het nog niks gesê nie, maar sy is al klaar, en wat maak storie vertel goed? Dis hoe jy goed beskryf. En dis hoekom Tolla so uitstekend was, want hy kon 'n ding beskryf dat jy ryk het. En dis hierso, Lukas is een van hierdie storievertellers van formaat, want hoor wat doen hy, né, vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap. Hy begin hierdie gedeelte waar hy 'n klomp inligting gee in 'n kort stukkie. So, nou is my volgende vraag, wie is Elisabeth in die 6de maand van haar swangerskap, met wie was sy swanger gewees? Wat was die persoon se naam wat haar swanger gemaak het? Hier's 'n klomp goed wat deur jou kop gaan. Het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. So ons kom ons stop net gou net by daai versie. In ander woorde, hierso kom 'n engel. In die hele Bybel is daar net 2 engele se name wat genoem word. Michael en Gabriël. En dan die duiwel wat 'n gevalle engel was, wat ons nie tel onder 'n engel nie, want hy is nie 'n engel meer nie. So met ander woorde, dit was net daai 2 engele wat in die Bybel genoem word. En hier's een van die kere wat hulle dit sê. Onthou, die Bybel, ek het dit al 1000 keer gesê, as die Bybel iets beginne beskryf, is dit belangrik. As hulle praat van die ou was lank geweest, is dit nodig dat jy weet hy was lank. As hulle gesê het hy was mooi van gelaat, dan is dit, daar's belangrike goed rondom dit. So hierso is een van dit. Hy begin deur te sê daar's 'n vrou wat verwagtend is al 6 maande. God het 'n engel gestuur, wie? Vir Gabriël. Dis die boodskapengel. Hy kom doen boodskappe. Hy praat namens God. En hy gaan na 'n maagd toe, met ander woorde, onthou nou, daai tyd se troues was nie soos vandag nie, Maria was jonk, 12 tot 14 jaar, sy is nie oud nie, 12 tot 14 jaar oud, so sy's nog jonk, in Nasaret. Hoekom Nasaret?
Dis die gara plek in daai omgewing. Dis die plek waartoe jy nie wil gaan nie. Jy wil nie hier op die alle moet weet, jy het vriende daar nie, jy wil nie so intoe gaan nie. In die dorp Galilea, Nasaret is hierdie streek Galilea, is hierdie gara dorp. Hoekom is al die goed belangrik? Hier is een van hierdie goedes waar hy sê, die 6de maand, so Elisabeth is nou al 'n redelike stukkie verwagtend. Jy kan al sien. So dis so 'n half kant aantekening wat baie belangrik is, want later gaan ons uitvind dat dis Maria se niggie. Sy is sommer net enige iemand nie. Sy is verwagtend met Johannes die Doper, 'n ongelooflike belangrike persoon bietjie later aan. So hy en Jesus gaan min of meer ewe oud wees as hulle gebore word, want die engel kom dan na haar toe en hy sê vir haar klomp goed, ons gaan nou daarby kom. Hierdie plekkie word in ag geneem. As jy kyk op die kaart, dan sal jy sien, hier sit Nasaret en hier sit hierdie streek van Galilea en hier so sit Jerusalem. So Jerusalem kyk af op Nasaret. Dis nie 'n mooi plekkie nie. En dan wat gebeur volgende? Hoe groot is Nasaret? Populasie plus minus 500. Wie hoe klein is 500? Ek moet sê gou vir julle hoe klein is 500. Moreesburg populasie 2011. 7760 mense. Deel dit daarin hoeveel keer, dis so 'n klein plekkie, dis niks seggend. Jerusalem kyk neer op die plek, so hoekom is die engel verskyn aan iemand in so 'n simpel plekkie wat so klein is? Hy kom ons eerder Jerusalem toe gegaan het en iets daar gaan doen het, want dis 'n plek van aansien. Die engel daag by hierdie jong dame op en hy gee vir haar hierdie boodskap. 'n hoogs onwaarskynlike situasie gebeur. Vers 27. Sy was verloof, nie getroud nie, verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Hoekom is dit belangrik? Want Jesus moet uit die stam van Dawid uitkom. Kan nie uit 'n ander plek uitkom nie, want dis volgens die geskrifte so, want die beloftes wat God aan ons gemaak het, moet waar kom. Sien weer? God kom sy beloftes waar. Die naam van die maagd was Maria. Vir die eerste keer noem hy haar naam. Toe die engel by haar kom, sê hy vir haar, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Kan jy dink, hoe moet jy voel as 'n engel na jou toe kom en hy groet jou? Ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Wat moet dit binne in jou losmaak? Hoe geëerd moet jy wees? Hy noem dit vir die tweede keer dat dit 'n maagd is. Verstaan mooi, Lukas was 'n dokter, hy verstaan hoe werk bytjies en blommetjies. So hy verduidelik net weer eens, hierdie is 'n wonderwerk wat gebeur, dis nie iets wat sommer net gebeur het nie. So wat beteken dit eintlik? Wat beteken dit omdat hy dit so stel? Ons gaan aan, vers 29. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie, maar Maria sê toe vir die engel, hoor nou weer hoekom die mens in na vore. Julle al gehoor, ja maar God, hoekom nou, ons doen dit mos. Wat sê hy daar? Hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nie omgang gehad het met 'n man nie. Derde keer wat hy sê sy is 'n maagd. Die engel antwoord haar, die Here God se gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal jy die een wat gebore word, heilig genoem word. Die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom, sy was baie oud geweest, self ook 'n seun ontvang en sy was as onvrugbaar bekend. En sy is nou al 6 maande swanger. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, en hoor nou hoe sluit sy hierdie gedeelte af. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het, toe het die engel van die Here van haar af weggegaan. Nou, belangrik, kyk eerste eeuse denkwyse van hierdie. In daai tyd was dit so gewees dat
as 'n vrou verwagtend geword het en sy was nie getroud gewees nie, was dit wetlik gewees, kon jy haar doodgemaak het en hulle haar doodgegooi met klippe. Hoekom dink jy is Maria saam met Josef vir die tellery weg, op die donkie, so ver gery nadat sy so swanger was? Hulle was bang gewees, sy word doodgemaak. Dis nie net sommer 'n ding gewees nie, sy is saam soontoe, die vervulling moes gebeur het, maar ook wat kon gebeur het, is hulle kon haar doodgegooi het met klippe, as hulle aan die hande gekry het. Josef het haar beskerm deur haar saam te vat. Dink gou by jouself, as jou vrou so ver swanger is, hulle is nie baie liefery nie. Sy moet op 'n donkie. Hoeveel kilometer? Hy was nie pret gewees vir Josef, ek kan jou dit beloof. Wanneer is die volgende pitstop? Jy weet mos. So, Josef moet met haar kar en daai kant toe hoekom, om haar te beskerm. Lukas is 'n dokter, hy verskryf hierdie gedeelte so mooi. Vers 28, die engel sê vir hom, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Wat is die eerste reaksie wat sy het? Vrees. Hoekom weet ons dit? Want die engel sê vir haar later, moenie bang wees nie. Want sy het hierdie vrees in haar, want wat gaan gebeur? Hoeveel van ons vrees vir 'n klomp goeders? Baie van ons, ek weet, party van ons is meer senuweeagtig as ander, party van ons vrees oor meer goed as ander, maar maak nie saak hoe sterk en hoe groot en hoe taaf jy is nie, ons is almal bang vir een of iets anderste. Baie van ons het konstante vrees in ons lewe, vir die onbekende sowel as dit wat voor lê, en ek dink by hierdie kleintjie, kan nie sê dit is konstante vrees nie, maar daar is tog 'n mate van bangheid. Wat word met hom? Wat gaan van hom word? En hierso is wat ek net nou gesê het, maak nie saak hoeveel keer mense rondom jou sê, dit sal oukei wees nie, die vrees raak nie minder nie. So hoe cope ons met dit? Hoe maak ons dat ons hierdie verstaan? Wat is die definisie van vrees? Om te glo in iets wat jy nie kan sien nie. Om te glo in iets wat jy nie kan sien nie. Wat is die definisie van geloof? Om te glo in iets wat jy nie kan sien nie. Jy kan besluit wat een wil jy hê. Dit hang van jou af. Dis presies dieselfde probleem waarmee jy sit, noem probleem. So watter een gaan jy aanhang? Gaan jy vrees aanhang of gaan jy geloof aanhang? Want dis dieselfde hoeveelheid energie wat in albei rigtings gesit word. Jy kan nie albei doen gelyktydig nie. Hoeveel van ons vrees nie vir ons kinders nie? Ons kinders se toekoms, wat hulle gaan doen, sulke klein goedjies. Ek meen, dink net by jouself as jou kind op 'n stadium as hy op soek is. Wie van julle het hulle kind in 'n mall verloor? Jou hart gaan staan. En as jy hom in die hande kry, dan slaan jy vir hom net diskant dood. Aiden het dit eendag oorgekom wat hy tussen die rakke weggekruip het. Toe sê ek vir sy, as ek hy kind kry en hy's lewendig, gaan ek hom doodslaan. Dit is hoe dit is. Dis asof jou hele lewe gaan staan. Jou kind is jou alles. Ek het dit al gesê, Sharon se gesegde is, I will smile on my mugshots when it comes to my children. En dit is die waarheid. So hoeveel van ons het nie vrees, hoor gou wat ek sê, en dan gee jy een tree terug, en dan kyk jy na God die Vader, wat kyk na sy kind, wat hy gegee het, dat hy kan doodgaan, en hy weet hoe gaan hy gebehandel word voordat hy doodgaan, en dan kyk ons weer na ons kinders. Daai dag as jy, en doen dit bietjie, dan hou vas jy jou kind net weer 'n slag, né? Ek het vir Marika hulle dit vertel. Hou vas jou kind net weer 'n slag, so styf teen jou bors. Dan lees jy weer daai stuk van Abraham en Isak, waar Abraham Isak se keel moes afgesny het. Dan kyk jy of daai vers nog dieselfde beteken vir jou as voor die tyd. Dan sit jy met 'n mes daar op jou skoot en dan hou vas jy daai kind van jou en dan dink jy by jouself, God sê nou vir jou, jy moet hierdie kind se keel nou afsny. Dan kyk jy weer na daai vers, dan kyk jy hoe verander dit. So ons nog nie, as jy nog nie kinders gehad het, verstaan jy nie daai vers soos wat 'n ouer het verstaan nie. Hierdie is die gedeeltes wat ons moet raak sien. As God se guns is dit nooit regverdig nie. God se guns is nooit regverdig nie. En ek praat nie van Jesus, maar kyk hoe gaan dit met daai ou en dit gaan goed met hom en dit gaan nie goed met my nie. Ek praat van as God se guns op jou lewe is, dan is dit nooit regverdig vir jou nie.
Kyk Maria se lewe. Dis nie regverdig wat met haar gebeur het nie. Sy kon doodgemaak word. Op 'n stadium moes hulle vlug, want die kinders word doodgemaak. Hulle moet na 'n vreemde land toe gegaan het, want hulle is onder God se beskerming. Hoor mooi, hulle is onder God se beskerming en hulle moet vlug. Wat is die volgende ding? Josef. Josef is, God se guns is op Josef. Hy word in 'n put gegooi, hy word verkoop, hy word weggevoer na 'n ander land toe. Al daai goeders. David presies dieselfde. David het hierdie groot ding waar hy naderhand uit 'n leeukuil uit God, waar's jy? Jy laat my in 'n leeuput gooi. Hoe werk hierdie kite kan mos nie vlieg nie. Maar wat gebeur? God se guns is op hom, sy beskerming is oor hom. So God vat jou deur dit, waar ander mense nie deur dit kom nie. Bybelse guns is op jou. Ons weet dat God opdaag op die regte tyd, op die regte plek as jy hom nodig het. Elke liewe tee. Hoor mooi wat ek sê, op die regte tyd, op die regte plek. Nie jou regte tyd en jou regte tyd plek nie, syne. Maria moes hierdie pad geloop het, sy het 'n gesprek gehad met die engel. Die engel het haar opdrag gegee, gaan na Elisabeth toe. Sy is gehoorsaam, wat doen sy? Sy luister, sy gaan nie na haar paal toe nie, sy gaan nie na haar man toe nie, sy luister vir God en sy gaan reguit na haar niggie toe. Sy kom daaraan en in die ander evangelies lees ons dat Josef wou haar stil weggelos het, maar die engel het met hom gepraat en gesê moenie. So hier's 'n paar goeders wat vir my uitstaan en ek het net 4 punte en dan se klaar. Hou vas aan wat God gesê het. Julle vra nou, Mornay, hoe doen ons hierdie prakties? Want jy praat lekker maklik. So hoe doen ons hierdie prakties? Hier is die 4 praktiese wenke. Eerste ding, hou vas aan wat God gesê het. Nie ek nie, God. Wat het God gesê? Maria het gesukkel met hierdie ding van die guns van God en sy sien nie wat, sy verstaan dit nie, want ek meen sy sit in 'n vuilstal en dan is dit nog al die vrese wat sy het, maar sy het vasgehou aan een ding. Sy sien God se hand op hierdie omstandighede, op daai stadium moes dit moeilik gewees het om God se hand te sien, maar sy sien dit. So dit is nie wat jy sien nie, dit is om ons te herinner wat God gesê het. Ons doen baie keer goeie sonder dat ons dit kan sien. Maar ons weet ons moet dit doen, want ons weet God se hand is daarop. Lukas 2:19 sê, maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. Sy het onthou wat het God gesê en sy het dit bly hou in haar kop, sy het dit oordink. En dis wat ons moet doen. Kan jy dink, Maria sit met hierdie nuutgebore baba in haar arms, kyk na hom en sy onthou hierdie belofte wat God gemaak het, van guns wat oor haar lewe gespreek is. En sy verstaan dit nie lekker nie, maar sy weet sy moet vashou daaraan. Hou vas in wat God gesê het, al lyk dit nie op die oomblik so nie. Julle, dis die belangrikste ding in die wêreld. Jy kan tot op 'n punt, kan jy goed uit jou eie krag uit doen, en dan moet jy laat gaan, dan is dit in God se hande. Die van julle wat my ken, weet, ek het absoluut geen rigting nie. Vra vir Erik, ek het geen rigting. En ons ry op 'n stadium van Mosselbaai af terug Moreesburg toe, en toe ek myself kon kyk, toe ek in 'n rivier sonder end. So, want my familie het besluit, dis 'n goeie idee om te slaap. So toe ek daar kom, toe sit soos in, nou het ek nie 'n klou waar ek is nie. Die hele familie word wakker, onmiddellik kwaad, want hulle is nie in Moreesburg nie. Die bus is al toe in Moreesburg, hy blou bus. En julle weet, staan daar hy. So, en ons is in 'n rivier sonder end. So, nou is hier 'n recovery wat gedoen moet word. Sê hulle soos in, wat soek ons 'n rivier sonder end? Ek sê vir Anton Goossing sing van rivier sonder end, en ek wou altyd gesien het hoe lyk dit hierso. So, dis hoekom ons nou 'n rivier sonder end is. Ek dink julle het dit gekoop nie, maar dit was 'n goeie recovery, dink ek. So, ons is op hou en ek bel vir Erik, ek sê vir hom, dude, geen idee nie, nee, ry so en so en so, jy sal daar uitkom. En dis dit net soos in jou idiot, sit nie die GPS aan. Sit die GPS aan, ons het 'n redelike ompad gery, maar ek weet, het lyk rivier sonder end. En soos ek huis toe, en toe kom ek net agter daarna,
Partykeer ry jy na 'n plek toe, en dan weet jy gaan sein verloor op 'n stadium, so wat doen jy? Jy sit die destination in, en jy save hom. En al verloor jy sein, gedurende hierdie tyd, het jy nog steeds die destination gesave. En dit gebeur met ons almal. Jy laat agterkom hoe baie keer verloor ons sein met God, maar ons weet waar is die destination. So dan hoef ons net te konsentreer op wat ons moet doen, want dit gaan ons daar uitkry. So met ander woorde, die GPS, ek verloor die konneksie, maar ek weet in watse direksie moet ek gaan. Hierdie is jou lewensles. Ja, dis dit. Al het ons baie keer ons konneksie verloor, ons weet wat 'n direksie om te gaan, want onthou, God los nie jou hand, jy los sy hand. So dis die belangrike gedeelte. Kry jou GPS in orde. As jou GPS uitgestel is, dan het jy probleme, dan gaan jy verdwaal. Tweede punt, oopmaak, maak teenoor die regte mense oop, nie almal nie, asseblief nie almal nie. 3 dominees wat so sit en gesels het met mekaar, sê die een vir die ander een, sê jy eers die ene, Jesus, ek het hierdie probleem met drank, ek sukkel met drank. Tweede een sê, en hy sê nie, Jesus, ek het hierdie probleem met vrouens. En die derde een sê, hy sê, Jesus, ek het hierdie probleem met kinders, ek kan nie wag om by die huis te kom nie. So pas op, maak oop teenoor die mense wat jy weet jy kan vertrou. Dis belangrik. Jy kan nie vir enigiemand enigiets vertel nie. Teenoor wie maak jy oop? Teenoor die mense waarop God se seën rus. Want dis wat hier gebeur het. Wat gebeur hier so met Maria? Sy maak oop teenoor Elisabeth. En as jy daai gedeelte gaan lees bietjie aan vanmiddag as jy by die huis kom. Die seën van God het op Elisabeth gerus. Die Heilige Gees was op haar gewees. En dan praat sy met Elisabeth en Elisabeth gee vir haar goeie raad. So omring jou met mense, wie's binne in daai sirkel van jou? Wie's die mense wat jy regtig kan vertrou? Wie luister na God? Wie's gehoorsaam teenoor God? Want as jy ander mense gaan vertrou, gaan hulle uit hulle eie wysheid uit vir jou gee. En ons het gesê ook, dis nie die mens dom, dis die mens slim nie, dis die mens dom. Ons het nie goeie raad vir onsself. Maar God het. So dan begin ons kyk en ons hoop dat ons weet, ons hoop, lewe in die hoop, dat hierdie persoon ons kan help. In my lewe het ek sulke mense wat ek 100% kan vertrou met my lewe. En hier sit 'n paar van hulle hier binne. En ek kan na daai persoon toe gaan en vir hom sê, hierso is 'n probleem, ou maat, nou moet jy help. En ek weet, hy sal enige iets doen vir my, om dit reg te kry. Om daai vir my te kan help, want ek weet, God wandel in hom, en hy's 'n goddelike man. Pas op met wie deel jy jou hart. Net die wat met die gees van God gevul is, sal vir ons menslike wysheid kan gee. Derde ding, praise God, vereer God vir die wonderwerke wat ons nog nie gesien het nie. Hoor mooi, ons moet God eer vir dit wat ons nog nie gesien het nie. Psalm 23, wat ons al 1000 keer oor gelees het, is hierdie gedeelte het julle nog nooit raak gesien, ek beloof julle nou. Daar staan, en God berei 'n tafel van oorwinning voor die aangesig van my teenstanders. Wat beteken dit? Dit beteken God sê klaar, hoor jy so? Jy het hulle klaar oorwin voordat jy nog met die oorlog begin het. So ek gee klaar vir jou 'n feesmaal. Ons het hulle klaar oorwin. Ons het klaar die dood oorwin. So ons is besig om vas te hou aan dit wat ons nog nie kan sien nie. Vers 46, 47, 48, Lukas 1, en Maria het gesê, my siel maak my die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het, want kyk, van nou af sal al die geslagte my salig. Nou met ander woorde, Maria het geweet, sy is uitverkore, en sy is besig om God te dank vir dit wat nog op pad is, het nog nie gebeur nie. Hierna gee Maria hierdie lofsang in woorde en sy besing die Engelse woorde wat hy aan haar gesê het, besing sy net terug na God toe. En dit weergalm in die Ou Testament, want as jy nou gaan kyk na Hanna, wat ook 'n ruk lank onvrugbaar was en nie kon kinders kry nie, gaan kyk na Hanna se lofsang en kyk jy na Maria se lofsang, is presies dieselfde.
Ons moet leer om God te prys sonder dat ons enigiets ontvang het. Ons moet dit aanleer, want as dit kom wanneer ons dit nodig het, en ons weet nie om dit te doen nie, gaan ons rondtas in die donker. Brandon Lake het 'n lied wat sê, praise you anywhere, en die woorde gaan so, sometimes you have to dance through the darkness, en ons weet hoe sukkel ons met donkerte. Sing in the fire, praise him when it doesn't make sense. You got to stare down the giant. Dink aan Dawid wat na Goliat gekyk het. Worship from the lion's den. Hoe doen ons dit? Terwyl die leeu vir my gaan opvreet, moet ek worship, moet ek God se naam groot maak. Ons moet skree, shout from the mountains. Harder, hoor, shout from the mountains, louder in the valleys. Met ander woorde, as jy hoog op is, moet jy skree, maar as jy laag is, moet jy nog harder skree. Want hy is daar. Sometimes you got to welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. Julle al agterkom hoe moeilik is dit partykeer om ons hande op te lig in worship? Want dit is net so swaar. Ons kry dit nie opgelig nie. Sometimes you've got to praise in the prison. So ons kyk na Paulus waar hy in hy tronk gesit het, wat hy stikkend geslaan is. En dan sit en sing hy lofsange. Cry out to heaven, shout it till the doors swing open wide. You got to stand on your shackles. Partykeer as jy vas is, en dis geestelike en emosionele en fisiese shackles, as jy vasgebind is, with your head held high. So partykeer moet ons I'll praise you anywhere eindig hy mee. Gaan luister die liedjie, ongelooflik mooi. Laaste punt, omhels die doel agter jou pyn. Nie een van julle wat hier so sit het die pyn nie. As 'n manier nie. Party sin is groter as ander sinne, en onthou, jou pyn is jou pyn. Ek kan nie vir jou sê, jou pyn is nie legit nie, want dis jou pyn. Elkeen van ons het pyn. Sien hoe Maria hulle met hierdie pyn werk. Daar is 'n doel met die pyn. Ek sê nie God het die pyn veroorsaak nie, maar daar kan 'n doel wees met die pyn. Vers 38 sê, hier is die diensmagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Sy gee heeltemal oor. Ek sluit af met 'n quote van C.S. Lewis, wat sê, groot Christen, of nee, ek haat die woord groot Christen, 'n committed Christen, iemand wat regtig naby aan die Here geloof het. We can ignore even pleasure, but pain insists upon being attended to. Agterkom, as daar pyn is, moet jy kyk daarna. Plesier kan nog verbygaan, maar pyn moet gekyk word na. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is a megaphone to rouse a deaf world. In ons pyn huil ons nie soos mense wat nie hoop het nie, maar soos mense wat God agter ons het en in wie se hoop ons leef. En dit is my wens, my hoop, my blessing teenoor elkeen hierso, en julle wat 'n kleintjie gaan groot maak. Vat dit dag vir dag. Môre sal sorg vir homself, gister is verby, jy kan niks daaraan doen nie. Dis die wonderlike gedeelte. Prediker sê dit, jy kan nie 'n sekond by jou dag bysit deur te worry oor iets nie. Kom ons leef in die nou. Dit is so belangrik. Kom ons leef in die nou, want daar is net nou. Daar's geen ander tyd nie, dis net die nou. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, dankie dat ons kan weet, ons het hoop, want U is die hoop. U is die Alfa, die Omega, die begin, die einde. U was waar ons nog nooit eers kan dink aan, U was al reeds gewees. U staan bo alles verhewe, U kyk af op ons, en dan dink ons weet alles. Ons sukkel met hierdie goeders, en al wat ons moet doen is om net hierdie probleme by U voete neer te lê, Here, en om dit daar te los. En dis ons probleem, ons sukkel met die lossery. Ons sit dit neer en dan haal ons maar weer bietjie, want ons wil dit self uitsort. So Here, help ons met dit. Help ons dat ons weer hoop terug kan kry. Maar hoop in die vorm van geloof, sodat ons naby aan U kan loop. Dat U plakkies se stof op ons liggame is, so naby loop ons aan U. Dankie vir dit. Amen.